Daar is 'n toekoms in Suid-Afrika, omdat Jesus Christus leef. Psalm 4 vers 9. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Daar's vandag duisende mense in Suid-Afrika, wat glad nie meer 'n toekoms vir hulle self of hulle kinders in Suid-Afrika sien nie. Mense in ons land is vasgevang in vrees. En daar's net een rede, hulle fokus het probleme en 'n aardse realiteit geword, en nie God en sy realiteit nie. Christene praat vandag en tree oor die algemeen op, asof God nie eers meer bestaan nie. Dit laat my dink aan die Israeliete wat gesidder en beef het, toe die reus Goliat hulle uitgedaag het om teen hom te veg. Hulle was so bang, want nie een van die Israeliete het God persoonlik geken nie. Hulle het van God geweet, maar hom nooit persoonlik ervaar nie. 1 Samuel 17 verduidelik dit vir ons en vertel die storie. Die Filistyne het hulle leer versamel vir die oorlog en bymekaar gekom by Sogo. Maar Saul en die manne van Israel het byeengekom en laar opgeslaan in die dal van die terbentynboom en hulle in slagorde teenoor die Filistyne opgestel. En die Filistyne het diskant teen die berg en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan, sodat daar 'n dal tussen hulle was. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne, met die naam van Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span. Nou hoor hoe word hy beskryf, en terwyl hy beskryf word, dink hoe vrees in ons land beskryf word. Daar was 'n koperhelm op sy hoof, en hy het 'n pantser van skibbe aangetree. Die gewig van die pantser was 5000 sikkel koper, en skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlans tussen sy skouer. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk, en die lem van sy spies was 600 sikkels yster, en die skilddraer het voor hom uitgeloop. Hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê: Waarom trek julle uit om in julle slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit, dat hy na my toe kan kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees, maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê die Filistyn: Ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Gee my 'n man dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bang. Elkeen van ons in Suid-Afrika vind onsself elke dag presies op dieselfde plek as waar die Israeliete hulle bevind het. Daar is 'n reus wat jou vreesbevange wil maak en dat glo dat dit wat jy sien en ervaar groter as God is. Kyk wat Dawid, wat God ken, van Goliat en die hele situasie dink. Ons lees dit in 1 Samuel 17 van 32 af. En Dawid het aan Saul gesê: Laat die manne so moed, sy moet tog nie ter wille van hom sink nie. Ek, jou dienaar, sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul antwoord: Jy kan nie na hierdie ou toe gaan nie, om teen hom te veg nie, want jy's maar 'n seun en hy's 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul: Hoor nou hierso, 'n man wat ervaring van God het. U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. As daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en ek verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en ek verslaan hom en ek maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid: Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan en mag die Here met jou wees. Saul se woorde beskryf die probleem waarmee ons in Suid-Afrika sit. Luister na sy woorde.
Gaan en mag die Here met jou wees. Sien, mense glo nie dat God met hulle, by hulle en in hulle is nie. En Saul het dit nie verstaan nie, maar Dawid het gewees, weet waar hy is God. Efesiërs 4 vers 6 sê, daar's een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. Godsdiens het 'n intellektuele oefening vir baie mense geword en is nie meer 'n geestelike realiteit vir mense nie. Hoekom? Want hulle ken nie God persoonlik nie. Dawid het ondervinding gehad en God persoonlik ervaar, want hy het geweet dat God by hom en in hom is. Ons is vir jare lank geleer dat ons alles kan doen deur Christus wat ons die krag gee, maar nooit regtig besef wat dit beteken nie. Christus in jou gee jou die krag om jou grootste vyand wat daar is te oorwin, en dit is vrees. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Christus in jou is die krag en die wysheid van God. En omdat hy in ons leef, verdryf hy vrees. Jy moet nooit vergeet dat vrees nie in God se teenwoordigheid kan bestaan nie. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En die Gees van die Here is mos in jou. En dis hoekom jy vry moet wees en kan wees. 1 Korintiërs 3 van vers 16 af en 17 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Dis wanneer God in jou 'n werklikheid word, dat vrees in jou lewe verdwyn. Dis nie die omstandighede wat noodwendig eers gaan verdwyn nie. Vrees verdwyn ten spyte van die omstandighede, want God leef deur sy Gees in jou, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Vryheid van vrees, vryheid van bekommernis, vryheid om God ten volle te kan beleef. Vra jouself hierdie vraag, wie of wat is op hierdie oomblik die grootste in my lewe? Vrees en dit wat in die land aangaan, of God en sy koninkryk? Romeine 14 vers 17 sê, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En hierdie koninkryk is binne in jou. Lukas 17:21. Hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Daar's 'n plek waar daar vrede en vryheid van vrees en bekommernis is, en dit is die skuilplek van die Allerhoogste. Psalm 91 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skei. Sy trou is 'n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel nie, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net soos met Dawid en Saul se verhaal word jy met vrees gekonfronteer. Maak vandag 'n besluit, daar waar jy is, daar waar jy na my luister, om God te soek en te vind, en jou vrees vir hom te gee, sodat jy en jou familie vrede kan beleef, ten spyte van die storms daar buite. Jy's veilig vir een rede, omdat God in jou is. Ek wil afsluit met wat Dawid op die ou end gedoen het. 1 Samuel 17, daarvan vers 50 af tot 51. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip, en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood,
alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak, en hy daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyn sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Onthou dat God al in Genesis beloof het, dat hy die vyand se kop sal vermorsel. En ons vyand is vrees en leuns. En dis wat Jesus 2000 jaar gelede al kom doen het. Lees bietjie Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dis die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Kom ons bid saam. Vader, vergeef ons dat ons toegelaat het dat vrees 'n groter realiteit as U in ons lewens geword het. Ons keer vandag terug na U toe, en soos Dawid van ouds, weet ons dat U die God van liefde is en nie die God van vrees nie. Dankie dat vrees nou verdwyn en dat vryheid oral manifesteer, omdat U kinders bewus word van U. Ons stop vandag om gestalte te gee aan 'n vyand wat Jesus deur sy dood en opstanding vernietig het. En ons kyk nou hoe die Gees van die Here die storms vernietig. Want waar ons is daar vryheid. En Vader, dis my gebed vir Suid-Afrika, vir elke mens, dat elkeen van ons wakker sal word en dat ons sal bewus wees van U wat in ons is en dat daar vreugde en vryheid sal manifesteer waar ons is, omdat U daar is en omdat Christus wat U krag en wysheid is, daar is en manifesteer en omstandighede en lewens verander. Ons loof en prys U en gee vir U al die eer, want dit behoort aan U nou tot in ewigheid. Deel asseblief hierdie boodskap, want ons moet vrees in Suid-Afrika stop vandag.